Goeiemiddag, ek is Ernst van Sail en ek het onlangs professor Koos Malan se boek gelees, There is no Supreme Constitution. Daar's baie idees binne in hierdie boek wat ongelooflik waardevol en relevant vir ons is in 2025 en in die verre toekoms in idees wat ons help die wêreld rondom ons en spesifiek in Suid-Afrika ontnonsens, sin maak van wat ons rondom ons sien aangaan in die politiek en in vele ander sektore van die samelewing. Ek het dus vir professor Koos Malan genooi om 'n reeks gesprekke saam met hom op te neem oor van die kernidees binne in sy boek. In episode 1 van hierdie reeks gaan ons gesels eerstens oor die vervallende staat, tweedens oor die idee van die multinasiestaat en derdens oor die heersende elite en die vraag waar lê die oppergesag dan nou regtig? Reg, en om oor al daardie onderwerpe te gesels, sit ek vandag hier saam met professor Koos Malan, 'n konstitusionele jurist en die skrywer van beide There is no Supreme Constitution, 'n boek wat ek nou net klaar gelees het, 'n fantastiese boek, en 'n ander boek ook 'n Politokrasie wat voor dit sy voorganger wat ook gepubliseer was. Hulle gaan min of meer in die groter prentjie oor dieselfde onderwerp, hulle volg half op mekaar en bou op mekaar. Maar ek wil juis vandag fokus op There is no Supreme Constitution inhoud, maar dan ook natuurlik as daar enigiets uit politokrasie is wat ook relevant is tot die gesprek, kan ons natuurlik ook daar gaan. Prof, baie welkom en ek sien uit na die gesprek om bietjie te ontnonsens, hierdie politieke orde wat rondom ons baie snaakse uitkomste lewer, partykeer uitkomste wat mense verwar. Politieke orde en politieke wanorde. Ernst, ja, nee, baie dankie vir jou vriendelike uitnodiging. Dit is aangenaam om teenwoordig te wees en ek sien uit na ons gesprek. En as ons nou kyk na die politieke orde wat heers in Suid-Afrika, Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse regering is 'n fantastiese gevalle studie vir vele goed wat daar gekyk word deur akademici en kommentators en selfs net nuuskierige mense. Maar twee goed wat vir my uitstaan is dat Suid-Afrika is eerstens 'n fantastiese gevalle studie vir hoe lyk staatsverval, die verval van staatskapasiteit en ook hoe reageer gemeenskappe en individue op daardie geval. In Prof se boek ook maak professor die argument dat Suid-Afrika is vir vele ander redes ook 'n fantastiese gevalle studie. Wat is van daardie redes? Ja, Ernst, net in reaksie op die eerste punt wat jy gemaak het, ek dink dit verdien 'n bietjie kommentaar. Ek dink dit is 'n baie geldige punt. As jy na die Suid-Afrikaanse geskiedenis kyk, die Suid-Afrikaanse politiek streep konstitusionele geskiedenis van die afgelope 31 jaar, sedert 1994, dan word een ding duidelik wat destyds nie duidelik was nie, in 1994 nie duidelik was nie. En dit is 1994 was nie net 'n nuwe grondwetlike orde nie. Dit was natuurlik ook die oorgang van blanke minderheidsregering wat deur Afrikaners gedomineer was op daardie stadium na swart sosialistiese ANC meerderheidsregering. Dis 'n meer korrekte beskrywing realisties van wat gebeur het. Maar ook, en dis eintlik die belangrike ding, wat ook gebeur het, is dat in 1994 is die eerste stap gedoen om Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse grondwetlik konstitusionele grondwetlik politieke orde, op 'n pad van afgang te stuur. Dit het nie begin gebeur toe Zuma aan bewind gekom het nie. Dit het gebeur toe die ANC nominaal die land oorgeneem het in 1994, want dit is nou by nabaat duidelik dat die ANC nooit in staat was om 'n moderne staat soos wat Suid-Afrika toe was en op hierdie stadium in 'n mindere mate steeds is te bestuur nie. Die basiese vermoëns, die basiese kapasiteite waaroor 'n regering moes beskik het, die basiese psigiese samestelling, psigies politieke samestelling het die ANC dood eenvoudig nie oor beskik nie. En dit is hoekom die staatsverval wat ons nou al hoe ernstiger beleef en blykbaar op vry val beleef, dit lyk nie of enigiets daaromtrent gedoen kan word nie, wat enerzijds gevaarlik is, maar anderzijds natuurlik baie uitdagend is en besondere moontlikhede, en nou veral vir 'n minderheidsgemeenskap soos ons Afrikaners, dit skep vir ons moontlikhede, enorme moontlikhede. As ons gewerk het met 'n baie goed funksionerende sosialistiese staat wat totalitêr deur die ANC gedomineer was, wat goed gefunksioneer het, was ons in 'n baie moeiliker posisie as wat ons op die oomblik is. So die punt is, die ANC beskik nie oor die, wat ek sal noem, ek het die term nou gebruik, die psigies politieke samestelling
om 'n moderne staat te bestuur nie. Ons kan 'n bietjie ingaan daarop, vandaar die staatsverval. Maar die tweede ding is, jy vra, wat merk ek nog op? Kyk, daar word oor die algemeen gepraat van Suid-Afrika, van die Suid-Afrikaanse nasie. En wanneer Cyril Ramaphosa die land toespreek, dan praat hy met die nasie. Cyril will speak to the nation. Interessant, by die mees onlangse geleentheid waar hy die nasie in aanhalingstekens toegespreek het, die afgelope Sondag, 2 dae gelede, na aanleiding van Bonazi se onthullings, was die aankondigings, hy gaan die land toespreek. Dit was my baie opvallend, nie die nasie nie. Nou dit is nader aan korrek, want daar bestaan nie 'n Suid-Afrikaanse nasie nie. Maar wat gebeur het in 1994, is dat ten einde die indruk te skep van een of ander vorm van eensgesindheid, politieke en selfs kulturele eensgesindheid, is die gedagte van die nasie as het ware opgerakel en opgevuisel, asof daar 'n Suid-Afrikaanse nasie bestaan. Met ander woorde, asof die Suid-Afrikaanse bevolking beskik oor 'n beduidende getal van gemeenskaplikhede, oor 'n beduidende korpus van gemeenskaplikhede, so gemeenskaplik dat jy kan sê, maar hier is 'n nasie soos wat daar 'n Duitse nasie, of 'n Italiaanse nasie, of 'n dergelike ander nasie is. Dit is vals. Die feit is, Suid-Afrika is 'n multinasie staat. In vergelyking met 'n territoriale staat. Wel, die twee, ek dink dis een van die punte wat prof in die boek maak, is ons eerder praat van die territoriale staat van Suid-Afrika as die nasiestaat. Dis nou goed jy opper dit, want die punt is dat 'n territoriale staat beteken, hier het jy 'n territorium, hier's grense getrek. In Suid-Afrika is daar finaal grense getrek met die oog op die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910. Toe het die territoriale staat, daardie gebied met daai grense tot stand gekom. So, om te sê dis 'n territoriale staat is korrek. Om te sê dis 'n nasiestaat toe en nou is verkeerd. Saam met die begrip territoriale staat kan jy sê is 'n multinasiestaat. Daar's 'n verskeidenheid van nasies in daai staat. En die baie belangrike punt om te beklemtoon is 'n staat hoef nie 'n nasie te hê nie. Jy kry etlike politieke kommentators, ek was al met sulke mense in debatte betrokke gewees in die media ensovoorts, wat die oomblik as jy die punt opper dat Suid-Afrika het nie 'n nasie nie, hoef nie 'n nasie te hê nie, dan is mense ewig ontsteld, want dit word beskou as 'n absolute voorwaarde vir die voortbestaan van die staat. Nee, die teenoorgestelde geld. As die staat, dis in die kwessie van staatsverval daar gelaat, as jy die staat wil laat voortbestaan, is die belangrikste ding om die komponente wat die bevolking van die staat uitmaak, meer bepaald die besondere nasies, om hulle te akkommodeer. Anders het jy in die eerste plek 'n klomp onstabiliteit binne daai bevolking, en in die tweede plek het jy natuurlik 'n enorme inbreuk op 'n kollektiewe basis op mense se belange en op mense se regte. Nie net hulle individuele regte nie, maar op die regte van die groep, van die nasie as 'n geheel, waarvan Afrikaners, wat 'n nasie is, binne hierdie multinasionale territoriale staatsopset natuurlik 'n baie goeie voorbeeld. Dis trouwens die bes gedefinieerde nasie, met 'n besondere taal, met 'n geskrewe taal, wat beskik oor die vermoë om al die moderne sogenaamde hoër taalfunksies te vervul. En 'n klomp ander faktore het die implikasie dat die Afrikaners is eintlik die bes gedefinieerde nasie in Suid-Afrika, wat, soos ek sê, nie 'n nasie het nie. Ja. Ek dink dis die ander ding, dis die ander baie belangrike ding, dat daar word deur staatsbeleid sedert 1994 heeltemal op 'n verkeerde wyse gereageer op die fundamentele feite van multinasieskap, en daar is 'n poging dan om 'n enkele nasie, 'n enkele Suid-Afrikaanse nasie te skep uit hierdie multinasie opset, wat totaal onmoontlik is, en wat in die finale instansie net tot wrywing, opstand, ontevredenheid gaan lei, en trouwens al hoe meer lei, en wat uiteindelik, dis 'n ironie, wat uiteindelik 'n middelpunt vlietende faktor is in die politiek. Met ander woorde, dit help as het ware om die staat uitmekaar te skeur. Dis 'n ironie. Die ironie is behels die volgende: die gedagte van nasiebou. Met ander woorde, jy moet nou 'n enkele nasie skep uit hierdie veelvuldigheid. Is juis dat die staat sal aan mekaar gehou word as daar vir die enkele staat ook net 'n enkele nasie is.
Ja. En dit is verkeerd. Jy skeur juist die staat uit mekaar uit en jy sit daai uitskeurende faktore, daai middelpuntvlietende faktore aan die gang as die nasies nie, as die onderskeie nasies nie eksplisiet en beduidend erken word nie. Nie net erkenning by wyse van lippediens nie, maar erkenning in die sin dat daar ten minste 'n sekere graad van kulturele erkenning moet wees en ook 'n bepaalde grade van selfregering moet wees. Ek dink Philip Buys het dit al opgesom dat die ANC het in hulle missie was nie om 'n staat vir 'n nasie te skep nie, maar 'n nasie vir 'n staat te skep. En dit is omskryf wat professor daarso noem. Kyk, dis 'n ou ding. As jy in die geskiedenis wil teruggaan, ek het dit in die vorige boek bespreek en ek het intussen artikels en so aan ook bespreek. Maar die geskiedenis daarvan gaan terug na die Franse Revolusie. Eintlik al 'n bietjie voor die Franse Revolusie. Daar bestaan streng gesproke histories gesien ook nie iets soos 'n Franse nasie nie. Frankryk is verbasend genoeg een van die mees multitaalstate, een van die mees veeltalige state in Europa. Want jy het benewens Frans, het jy Occitaans, Bretoons, Provençaals en natuurlik ook 'n bietjie Duits en so aan. Maar veral vanaf die Franse Revolusie is daar pertinent gewerk in die rigting van een nasie, een taal wat vir die een staat geskep moet word. Nou, dit was 'n vorm van 'n linkse nasionalisme, omdat hy ook baie klem gelê het op juis op die miskenning van die onderskeie groeperings. En ook links vir soverre as wat hy radikaal anti-godsdienst was, radikaal anti-christelik was. Maar 'n baie interessante ding is dat die verskynsel van staatlikheid of statisme wat daar eerste keer voltrek het, wou ek net die volgende woord wil sê. Wanneer ons praat van statisme, bedoel ons juis die punt wat jy daar gemaak het, dat die staat is as dit ware die aktiewe bron van hoe mense hulle self moet aanpas om as dit ware na die beeld van die staat herskep te word. Dit gaan al terug na Thomas Hobbes toe, wil ek nie nou daar praat nie. Maar dis wat die Franse regering, Franse revolusionêre regering pertinent beoefen het. Maar die interessante ding is, dit was nie net hulle nie. As jy gaan na die Spaanse staat onder Franco, wat 'n regse staat was, dan het jy dieselfde staatlike politiek daar gekry, met die oog daarop om die onderskeie kultuur en etniese groepe binne in Spanje ook oor te haal en te dwing om hulle onderskeie Baskiese of dergelike besonderse eienskappe te laat vaar ten einde in een groot Spaans sprekende staat op te gaan. In die Sowjetunie het jy dieselfde gekry. Jy het vir 'n baie lang ruk nadat die Sowjetunie tot stand gekom het in 1917 en veral in 1922 toe die Sowjetunie se grondwet in werking getree het, het jy baie spesifieke beleid gehad van Russifikasie. Met ander woorde, een etniese groep is voorgehou as die etniese groep waarby almal as dit ware moet inval, die kultuurgroep waarby almal moet inval, ten einde een groot enkele Sowjetunie te skep. 'n tipe transformasie wat hulle moet ondergaan. Absolute transformasie, absoluut so. Trouwens, wat ook daar gebeur het, is dat daar, ofskoon dit nooit so genoem is nie, ook 'n vorm van representativity was. Ek meen, daar is Russe in hulle miljoene, as dit ware gestuur oor die grense na Kazakhstan, na Wit-Rusland, na die Baltiese state, wat vanaf na die Eerste Wêreldoorlog deel van die ou Sowjetunie was, ten einde Russifikasie te bewerkstellig. Trouwens, in die Verenigde State, wat 'n liberale staat is, het jy presies 'n soortgelyke dinamika gehad om 'n enkele Amerikaanse en spesifiek Engelstalige anglifikasie amper wat daar gebeur. Anglifikasie, om dit te skep uit die verskeidenheid wat jy het in die Amerikaanse samelewing. Nou, ek weet selfs tot so vroeg soos die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n groot Duitse gemeenskap in Amerika wat vandag nie meer bestaan nie. Ja. Ek het 'n rukkie gelede hier in Sandton het ek met 'n Nederlander gepraat wat Statebybels verkoop. Baie interessant en dergelike Nederlandse boeke. En hy het my toe vertel dat sy grootste afsetgebied vir Statebybels is nog steeds in die Verenigde State. Want die
die Nederlandse gemeenskap of die afstammelinge van die Nederlanders is baie meer as ons. Al kan ons natuurlik die Statenbybel as Afrikaners beter verstaan, maar die grootste afsetgebied is steeds daar. Wat nou vir jou wys, dis die nagevolge van 'n groot Nederlandse gemeenskap waarvan die reste as dit ware nog steeds waarneembaar is. So die slotsom is dat wanneer jy met die moderne, met die eie tydse staat werk, of dit nou 'n liberale staat is soos in die Verenigde State of in Engeland, daarvoor kan ons ook voorbeelde noem van wallies wat spesifiek uit die weggeruim is, as dit ware. Die korrekte naam is Cameroon natuurlik, ten einde Engels af te dwing. En of dit nou in die Sowjetunie is, of dit nou in Frankryk was wat die eerste geval was, en of dit nou in Spanje was, en of dit op die oomblik in Suid-Afrika is, jy het hierdie algemene beleid van verstaatliking. Mense moet, en dis baie belangrik, om eintlik die religieuse beeld te gebruik. Die staat is 'n soort van 'n vergoddelikte instelling. Die staat lê as dit ware die sjabloon of die templaat neer aan die hand waarvan die onderskeie bevolkings hulle moet aanpas. Hulle moet hulle self assimileer ten einde te voldoen aan die beeld van die staat en daan opgaan en die oue mens as dit ware in 'n vorm van bekering en wedergeboorte afsterf. Dit is 'n religieuse ding, 'n politiek religieuse ding. Dit is wat hier gebeur. Dis waarmee ons in Suid-Afrika ook te kampe het en waarin ons Afrikaners veral ly, waaronder ons ly. Maar vanweë verskeidenheid van onbeholpenhede van die huidige ANC-regering en vanweë, en baie keer sal Afrikaners self dit nie glo nie, vanweë die besondere kulturele energie wat daar by Afrikaners vaardig is. Want ek kan amper sê, maak geen fout nie. Daar's veel meer kulturele energie by Afrikaners vaardig as wat ons as dit ware midde in die stryd staan sal wil glo. As jy in ag neem onder watter enorme druk die Afrikaner bevolking is, die Afrikaner nasie is wat ek graag so wil noem, dan is die wyse waarop ons mense konstruktief deur 'n verskeidenheid van goed daarop reageer, verskeidenheid van aktiwiteite daarop reageer, 'n baie sterk terugdruk teen hierdie afgedwonge semi-religieuse nasieskap waarin jy jou na die beeld van die sterflike God, soos Thomas Hobbes dit genoem het, in ons geval die sterflike Suid-Afrikaanse God, jouself moet ophef, assimileer ten einde daarin op te gaan. En dit is wat vir nog een van die interessante gevalle studies in Suid-Afrika is, die Afrikaners as gevalle studie, veral vir daar westerlinge daar buite wat dalk bietjie meer wil leer oor identiteit, organisering as 'n kultuurgemeenskap. Ja. Ek wil sommer gou vinnig net hier parkeer by die idee van die multinasie staat, want die eerste vraag wat dan in my kop geopper word is, maar waar lê die oppergesag dan binne in 'n multinasie staat? Die konstitusionaliste sal argumenteer, wel natuurlik lê die oppergesag by die grondwet, maar professor maak 'n ander argument in hierdie boek, en dit is dat die oppergesag lê nie by die grondwet nie, dit lê by goed soos die interpreteerders van die grondwet, en ook selfs by die heersende elite, wie die konstitusionele orde tot 'n groot mate beïnvloed. Ja. Een stapie terug en dan 'n paar stappe vorentoe. In die huidige tydsgewrig in Suid-Afrika is die beleid wat gevolg word deur die ANC, waarby met alle respek die DA in 'n sekere sin ingeval het, alhoewel ek nie die DA verkwalik dat hulle in die huidige veelparty regering, wat ek nie regering van nasionale eenheid noem nie, daar's geen eenheid nie, dis 'n wanbeskrywing, maar wanneer hulle in 'n sekere mate opgaan, is om eintlik alle sektore van die staatssektor, van die staatsapparatus te gebruik om die enkele nasie af te dwing. En ons kan nou waarskynlik daaroor praat. Die grondwet, wat oënskynlik volgens 'n sekere vertolking 'n verskeidenheid van gemeenskappe en 'n verskeidenheid van nasies ook sou wou akkommodeer, of dit nou die lippediens is van artikel 235 van die grondwet, waar baie mense baie vertroue plaas, baie swak vertroue, want wat het dit die afgelope 31 jaar meegebring? Niks. En of dit nou die reg op vryheid van assosiasie is, en of dit die sogenaamde verskeidenheid van tale is, amptelike tale is, daarvan kom ook baie weinig tereg. So, die grondwet word gebruik, die
die wetgewende gesag word gebruik, die uitvoerende gesag word gebruik, en dan baie belangrik, word ook die howe ingespan as 'n agentskap om die beleid van transformatisme, waarby ons kan stilstaan net nou, om dit toe te pas en deur te druk. As gevolg waarvan die howe in die finale instansie glad nie so 'n onafhanklike en veral glad nie so 'n onpartydige agentskap is as wat mense wou dink nie. Breedweg is die howe eintlik 'n part en deel, 'n integrale deel van die algemene elite in die huidige Suid-Afrika, so mense dit kon noem, die algemene oligargie, wat onder die leiding van die ANC staan. Hy is geskit, hy word al hoe meer geskit, maar daar is steeds daai algemene oligargie, selfverrykende oligargie, wat dan poog om hierdie een enkele Suid-Afrikaanse nasie tot stand te bring. En wat en al die liggame met inbegrip van die hof is dan as dit ware elemente, bestanddele daarvan om dit teweeg te bring. Nou ja, die vraag is, wat binne hierdie opset binne so 'n opset geniet oppergesag. Nou, die Suid-Afrikaanse grondwet, soos ons almal weet, geniet geweldige hoë aansien. Sedert 1994, toe die interim grondwet in werking getree het, daarna in 1997, toe die 1996 grondwet in werking getree het, het die Suid-Afrikaanse grondwet geweldige hoë lof gekry, wêreldwyd. Beste in die wêreld was Beste in die wêreld, dit is verkondig. Ek dink jy het waarskynlik gesit in die klank van die evangelie daar in Stellenbosch Universiteit. Nie dat daar enige probleem in Stellenbosch inherent is nie, want arme studente by die University of Pretoria het onder die klank van dieselfde evangelie gelei. Dus ek moet dit min of meer so stel. En dat is veral 3 dinge, dis baie belangrik. Daarmee kom ons terug na jou punt oor wie is oppermagtig en wat is oppermagtig in die situasie, in so grondwetlike orde. Nou, die Suid-Afrikaanse grondwet het destyds geweldige lof gekry om 3 redes. Die eerste ene is, as geleer, en let op die theologiese terme omtrent, dit was 'n lering, dat die grondwet is oppermagtig. Die grondwet van 1996 is oppermagtig. Enige iets wat daarteen is, sal getref word met nietigheid. Dit sal nietig wees en daar sal geen regsgevolge wees nie. Met ander woorde, ons kan op die grondwet vertrou. Daai dokument is inderdaad oppermagtig. Die tweede rede is, die grondwet beskik oor 'n volledige stel van regte, menseregte, fundamentele regte of dan grondwetlike regte. 'n volledige stel, 'n volledige katalogus van regte wat al mense se individuele regte beskerm. En dan die derde rede is, hier is 'n hof, wel, hier is 'n hele stel van howe, wat daar in Suid-Afrika altyd was, maar as nou veral 'n grondwetlike hof, 'n konstitusionele hof, en daai konstitusionele hof sal sorg dat die oppermag van die grondwet in stand gehou word, dat daar niks sterker is as die grondwet sal wees, wat die grondwet sal ontwrig nie, en dat geen instelling in staat sal wees om enige een van die individuele regte te kan ontwrig nie. Daarmee het Suid-Afrika in 1994-96 geplaas binne die kader van tipiese liberaal-demokratiese, maar ek noem dit, en ek sal nou verduidelik hoekom, 'n staatlik individualistiese grondwette. Nou, is die rede waarom die Suid-Afrikaanse grondwet destyds soveel internasionale applous gekry het, veral in, noem dit maar die westerse wêreld, met ander woorde in Brittanje, Wes-Europa en dan veral in die Verenigde State, was juis omdat Suid-Afrika toe 'n grondwet gekry het van 'n staatlik individualistiese aard, wat baie in ooreenstemming was met die tipiese liberaal-demokratiese grondwette wat in die westerse wêreld van krag was. Dis hoekom Suid-Afrika al die applous gekry het. So Suid-Afrika het nou van sy kettery en van sy verkeerde weë van apartheid afstand gedoen en kyk, hy het homself staan gemaak of sit gemaak in die geleedere van die heel beste liberaal-demokratiese grondwette. Nou, op grond van daai 3 dinge. Nou, dit was tegelykertyd 'n 3-ledige wanopvatting. Trouwens, daar's nog baie ander wanopvattings ook waar ons gaan praat, maar die eerste ding is dit.
'n staatlik individualistiese grondwet leer en bevat bepalings dat die enigste twee entiteite wat in die groter staatsopset van belang is die staat en die individu. Dis verkeerd. Ek praat benewens van 'n staatlik individualistiese grondwet, praat ek ook van multikommunitêre grondwette, 'n multikommunitêre grondwetlike opset. Dit leer dat behalwe die staat en individue is daar die noodsaak vir die uitdruklike en die substantiewe erkenning van gemeenskappe. Hoekom? Want elkeen van ons behoort tot gemeenskappe. En in talle gevalle skiet individuele regte heeltemal tekort om aan individue se regte te voldoen en natuurlik om aan die aansprake van gemeenskappe te voldoen. Net 'n enkele voorbeeld vir die oomblik. Hoe kan jy as 'n individu aanspraak maak op 'n Afrikaanse skool of op selfregering vir Afrikaners op jou eie alleen? Dis buite die kwessie. Jy kan dit alleen doen binne die konteks van 'n gemeenskap waar daar duisende ander mense wat kultureel en andersins in dieselfde posisie as jy geplaas is, op dieselfde dinge aanspraak maak en gelyktydig daai voordele van 'n Afrikaanse skool universiteit of gelyktydig die voordele van selfregering vir Afrikaners kan uitoefen. Dit kan alleenlik binne gemeenskapsverband beslag kry. So daai staatlik individualistiese grondwet is fundamentele wanopvatting. Die tweede ding is, en dit raak dan tegelykertyd ook die ding van individuele regte aan. As jy net op individuele regte klem lê, dan mis jy die hele noodsaak dat ten einde vir gemeenskappe en individue behoorlik voorsiening te maak, jy juist die erkenning van gemeenskappe en instellings vir gemeenskappe ook nodig het. En dan, wat daarmee gepaard gaan is, die wanopvatting, as sou die howe, al het jy so 'n oënskynlik magtige konstitusionele hof soos in Suid-Afrika, magtig want die konstitusionele hof beskik oor 'n volledige pakket van hersieningsbevoegdheid, dwarsdeur tot by wetgewing wat hy kan hersien en ongrondwetlik kan verklaar. Maar die punt is, dat dit nie noodwendig impliseer, dat jy jou telkens op die hof kan beroep, en dat die hof jou sal tegemoetkom, indien daar op jou regte inbreuk gemaak is, of indien 'n gemeenskap misken word nie, vir die doodeenvoudige rede, dat howe is in die algemeen ideologies gesproke in pas met die dominante kragte binne 'n samelewing, soos wat dit tot uitdrukking kom in die wetgewende en die uitvoerende gesag. As gevolg waarvan howe inderwaarheid veel meer onafhanklik en veral veel minder onpartydig is as wat 'n mens sou wou glo en as wat die leerstuk, die teologie, die evangelie van die staatlik individualistiese konstitusie ons leer. Reg, dit bring ons aan die einde van episode 1 van my reeks In Gesprek met professor Koos Malan. In hierdie episode het ons gesels oor die vervallende staat, die heersende elite en die vraag, waar lê die oppergesag dan nou regtig, en die multinasiestaat. In episode 2 gaan ons gesels oor eerstens transformasie, of meer spesifiek die idee van transformatisme. Tweedens die vraag oor staatsgodsdiens. Wat is nou regtig die Suid-Afrikaanse regering se staatsgodsdiens? En derdens die idee van die tirannie van die meerderheid. As jy van hierdie reeks en hierdie episode gehou het, kan jy inteken en jy kan ook jou gedagtes en idees in die kommentaarafdeling los. Ek lees hulle almal en waardeer hulle. En as jy enigsins dink dat hierdie gesprek sal waardevol wees vir mense wie jy ken, deel dit gerus op julle sosiale media en met vriende en familie. Ek is Ernst van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.